Welkom, welkom. Vandag gaan ons so 'n bietjie dieper kyk na 'n stuk wat jy raak geloop het, 'n artikel van Love Worcester. Die titel is nogal direk: Agape. Liefde is God se ware wees. En ons plan is eintlik maar net om saam met jou wat luister, hierdie konsep van agape, daai spesifieke soort liefde, te probeer uitpak. Te kyk wat die artikel nou eintlik daaroor sê. Dit begin nogal met 'n sterk beeld, né? Daai prentjie van 'n ouer wat jy weet skars gaan oë oophou maar steeds opstaan vir huilende kind. Die artikel noem dit 'n flikkering van agape. En dit gryp mens dadelik want dit's herkenbaar, maar die artikel dit wil duidelik maak dis meer as net daai oomblik van selfopoffering. Ja, absoluut. Daai beeld is die haakplek, die aanknopingspunt. Maar die kern van die artikel se argument lê dieper. Dit sê agape is nie net 'n warm gevoel of 'n goeie daad nie. Dit verwys spesifiek na God se eie liefde, daai selfopofferende soort. En dan haal dit natuurlik 1 Johannes 4 vers 16 aan. God is liefde agape. Wie in die liefde bly, bly in God en God in hom. So, die groot punt wat die artikel maak, en dis nogal iets om oor te dink, is dat agape nie net iets is wat God doen nie. Dis wie God is, sy wese. Okay, wag. God is liefde. Nie net God het lief of gee liefde nie. Dis 'n groot gedagte. Presies, liefde as sy identiteit. Goed, om ons te help daarmee, stel die artikel 'n interessante oefening voor, amper 'n gedagte-eksperiment, sou jy sê. Dit vra jou, en nou ook vir jou wat luister, om daai bekende gedeelte te neem, 1 Korintiërs 13. Ja, die liefdeshoofstuk. Daai een. En dan doen jy 'n woordvervanging. Elke keer as daar liefde staan, lees jy God. Die artikel spel dit dan min of meer so uit. God is geduldig, God is vriendelik. Jy weet, die hele lys. God is nie jaloers of verwaand nie, God is nie trots nie, God behandel ander nie met oneer nie, God soek nie sy eie belang nie, word nie maklik kwaad nie, hou nie boek van die kwaad nie, God verheug hom nie oor onreg nie, maar saam met die waarheid. God beskerm altyd, vertrou altyd, hoop altyd, volhard altyd, God faal nooit nie. So word dit dan gelees. En dan die vraag van die artikel, hoe tref dit jou om dit so te lees? God is geduldig. Dit voel anders, né? Nee? Ja, dit doen. Dit gee daardie bekende woorde skielik 'n ander dimensie. Want die implikasies, soos die artikel dit uitlig, is nogal diep. Want as God inderdaad agape is, dan is daai lys geduldig, vriendelik ensovoort. Dan is dit nie meer net 'n soort ideaal vir hoe ons moet probeer wees nie. Dit word 'n beskrywing van God se karakter, sy basiese natuur. Geduld is nie net iets God doen soms nie. God is geduldig. Vriendelikheid, nie net aksie nie, dis deel van wie hy is. So dit verskuif die fokus van liefde as iets wat ons moet regkry, na liefde as wel wie God is. Presies. Dit skuif dit van hoofsaaklike werkwoord, iets wat ons doen, na 'n selfstandige naamwoord wat God se diepste wese beskryf. En die artikel sê dit is die fundament. Dit laat mens dink oor ons eie pogings, né? Soms voel dit soos harde werk, hierdie liefhê, maar hierdie sê dis eintlik 'n refleksie van God self. Dis 'n ander hoek. En dan, interessant, koppel die artikel dit aan 'n ander bekende stukkie, Galasiërs 5 vers 20, die vrug van die Gees. Ja, die artikel wys daarop dat agape, liefde, heel eerste genoem word in daai lys. Maar die vrug van die Gees is liefde, agape, vreugde, vrede, geduld en so aan. En volgens die artikel is daardie eerste plek nie toevallig nie. Dit bring dan die teoloog Andrew Murray se insigte na vore. Andrew Murray, ja, sy interpretasie hier, soos die artikel dit verduidelik, is nogal treffend. Wat sê die artikel is so belangrik aan sy siening? Wel, Murray se punt, soos die artikel dit uitsin, is dat agape nie net die eerste item op 'n lys van, kom ons sê, 9 gelyke vrugte is nie. Hy stel voor dis die primêre vrug, die wortel. Al daai ander dinge, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, is eintlik maar net hoe daardie een fundamentele agape liefde lyk as dit uitspeel in die lewe. Soos fasette van 'n diamant. Liefde is die diamant en die res is hoe dit skitter. Dis 'n goeie beeld, ja. Dis amper so. Hulle is nie losstaande kwaliteite nie, maar deel van 'n geheel wat deur liefde gevorm word. Die geduldfaset, die vriendelikheidsfaset, almal gevoed deur agape. Die artikel noem ook terloops dat die Enduring Word kommentaar David Husiksen ook so iets sê.
dat daai ander terme eintlik beskryf wat liefde doen in verskillende situasies. Dit versterk daai idee van eenheid, ja, en die feit dat dit vrug is enkelvoud in die oorspronklike taal soos die artikel ook noem, nie vrugte nie. Presies. En die artikel gaan selfs 'n bietjie dieper daar, met 'n verwysing na Bruce Metzger, die tekskritikus. Dit herinner ons aan scriptio continua. Daai aaneenlopende skrif sonder spasies of leestekens in die ou manuskripte. Jep. En die artikel spekuleer dat dit dalk beteken Galasiërs 5 vers 22 kon oorspronklik gelees het soos die vrug van die gees is liefde, naamlik vreugde, vrede, geduld. Wat sou beteken die lys wat volg beskryf net wat liefde behels. Dit versterk Murray se punt dat liefde die kern is. En ja, daai enkelvoud vrug, karpos, ondersteun ook die idee van eenheid met liefde sentraal. OK, daai tegniese punt gee nogal gewig aan Murray se idee. En sy volgende punt dan, volgens die artikel, is dat die Heilige Gees se hoofwerk in ons is om juis hierdie agape te kweek. Sy primêre taak is om hierdie liefde te produseer, dan volg dit logies, hoe meer ons die Gees toelaat om in ons te werk, hoe meer word agape deel van wie ons is. Dit hou op om net iets te wees wat ons probeer doen en word iets wat ons begin word. 'n werklike weerspieëling van God se natuur. Goed, maar dit bring ons by die praktiese. Dis een ding om dit te verstaan, hoe gebeur dit? Hoe word hierdie agape 'n realiteit in ons deurmekaar lewens? Hoe verander dit ons regtig? Die artikel wys dan na 2 Korintiërs 3 vers 18 as 'n soort bloudruk. Ja, daai vers. Terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, word ons al meer na dieselfde beeld verander met heerlikheid wat toeneem. Dis die kern. Die meganisme wat die artikel hier voorstel is transformasie. Deur te kyk. Deur blootstelling. Die idee is hoe meer ons doelbewus tyd maak om op God te fokus. Sy heerlikheid aanskou. Presies daai frase. Hoe meer word ons innerlike mens, ons karakter, stadig maar seker, hervorm na sy beeld. En omdat sy kernbeeld agape is, beteken dit ons word geleidelik meer liefdevol, geduldig, vriendelik, al daai dinge. Word ons verander? Dit klink definitief na 'n proses, ja? Nee oornag wonderwerk nie. Belangrik om te onthou as mens ongeduldig raak. Definitief, die artikel beklemtoon dit. Dis 'n al meer, 'n toenemende heerlikheid. Dit vat tyd, dit vat intentionele tyd. Dis nie passief nie. Dis 'n aktiewe aanskou, 'n keuse om jou aandag te rig. En oor tyd bring dit verandering. En dan, om hierdie idee van transformasie deur agape werklik tuis te bring, skuif die artikel van die teologie na 'n baie kragtige storie. 'n Ware verhaal. Uit Suid-Afrika, ja, in die jaar 2000. Dit het my nogal diep geraak toe ek dit lees. Dit gaan oor 3 mans wat die geskiedenis eintlik vyandig gemaak het. Vertel bietjie meer. Dit klink of die artikel dit as 'n sleutelvoorbeeld gebruik. Dit doen. Dit beskryf 'n wit ou, 'n voormalige polisieman uit die ou bedeling, dan 'n swart ou, 'n voormalige MK-vegter en 'n bruin ou wat deel was van Mandela se sekuriteitsspan na 94. 3 manne uit totaal verskillende en histories opponerende agtergronde. En die artikel sê hulle het saam 'n 6 maande disippelskapskool bygewoon by YWAM, Jeug met 'n Missie. OK, so hulle word saamgegooi in hierdie intensiewe omgewing. Ja. En oor daai 6 maande sê die artikel, het iets gebeur. Hulle het mekaar begin liefkry, nie net verdra nie, jy weet, regtig liefkry met daai diep, selfopofferende agape tipe liefde. Die artikel beskryf 'n spesifieke oomblik, een oggend, waar hulle 3 saam was en hulle het net begin huil. Mekaar omhels, mekaar vergewe vir die verlede, vir die seer van die sisteme. En dit was volgens die artikel die begin van ware, diep vriendskap tussen hulle 3. Sjoe, dis 'n ongelooflike beeld van versoening. En die artikel skryf dit direk toe aan die werk van agape. Uitsluitlik, ja. Die argument is dat net iets soos God se bonatuurlike agape liefde sulke diep wonde, histories, persoonlik kon genees en sulke onwaarskynlike bande kon bou. Dit word voorgehou as lewende bewys
dat agape nie net 'n mooi idee is nie, maar 'n krag wat regtig mure kan afbreek. Dit maak die teologie baie konkreet. Dit illustreer presies daai punt van transformasie deur God se teenwoordigheid in daai Abraham-konteks wat lei tot agape wat groei wat dan lei tot praktiese versoening. Dit bind alles saam. Presies, en dit bring ons dan by die vraag vir elke wat luister. As hierdie agape so kragtig is, hoe word dit meer werklik in my lewe? Hoe word ek meer liefdevol op daai manier? Geduldig, vriendelik, vergewensgesind. Veral wanneer dit moeilik is. Want dit is maklik om oor te praat, né? Ja, dis die eintlike vraag. Met daai moeilike kollega of die familielid of sommer net die daaglikse frustrasies. Wat sê die artikel is die pad vorentoe? Die artikel se antwoord is eintlik eenvoudig maar ook diep. Dit kom terug na 2 Korintiërs 3:18. Die pad na meer agape is deur doelbewus met intensie God se teenwoordigheid te soek. So dit gaan oor die praktiese dinge, die gewoontes. Ja, die artikel noem dit tyd maak vir die skrif, vir stilte, vir aanbidding, vir gebed, daai konkrete dinge. Die idee is, as ons onsself doelbewus in sy teenwoordigheid plaas, dan gee ons die Heilige Gees die spasie om sy werk te doen. Dis die Gees wat die vrug van agape laat groei. Stadig oor tyd. Ons werk is nie om die liefde te forceer nie, maar om die regte omgewing te skep. Soos 'n tuiner. Jy kan nie die plant laat groei deur te trek nie, maar jy kan nat gooi en die grond voorberei. Dit haal bietjie druk af, ja. Die idee dat dit nie alles van my afhang nie. Maar dit vra steeds daai doelbewuste keuse. Daai moeite om die ruimte te maak. En die artikel sluit dan af met 'n baie direkte uitdaging. 2 vrae vir jou wat luister om oor te dink. Ja, 2 baie persoonlike, praktiese vrae om hierdie alles nou huis toe te bring vir jou lewe. Dalk sommer hierdie week. Eerste een. Watter spesifieke area van jou lewe, dalk 'n verhouding, 'n situasie, 'n stryd, het op die oomblik die meeste agape nodig? Waar voel jy die spanning? Waar moet jy groei in liefde, veral daar waar dit regtig moeilik is? Identifiseer dit, sê die artikel. Ja, wees spesifiek. En die tweede vraag volg daaruit. Hoe kan jy hierdie week 'n klein, haalbare gewoonte begin of dalk net versterk om meer doelbewustheid in God se teenwoordigheid deur te bring, om sy heerlikheid te aanskou? Wat pas in jou daaglikse ritme? 5 minute vroeër, 'n gebedstyd, musiek met intensie, wat's een klein stappie? Dis regtig bedoel om die gesprek van teorie na jou eie lewe te skuif, om agape te begin uitleef. So, om op te som op ons vandag uit hierdie artikel probeer haal het. Agape is nie net 'n aksie nie, maar God se wese. Dis die kernvrug van die Gees, waaruit ander dinge vloei. Dis 'n transformerende krag, soos daai Suid-Afrikaanse verhaal wys. En dis iets wat groei, nie deur ons eie sweat nie, maar deur tyd saam met God te spandeer. En die uitdaging bly dus vir jou. Hoe kan hierdie diep liefde, hierdie agape, meer tasbaar word in jou lewe? Hoe kan dit dieper wortel skiet en sigbaar word? Elke dag. Die artikel eindig met 'n seënwens daaroor. En dit los my met 'n laaste gedagte, iets om oor te wonder. As agape regtig God se natuur is, en dit kan in ons groei, selfs tot op die punt van sulke diep versoening, wat is dan die uiteindelike potensiaal daarvan? Nie net vir my en jou nie, maar vir ons gemeenskappe, ons wêreld met al sy verdeeldheid. Wat sou gebeur as hierdie agape regtig meer begin vloei? Dis nogal iets om oor na te dink, né?